En Vader, as gemeente bid ons dat U vir ons sal seën met die gawes van die Heilige Gees, dat ons dit sal uitleef teenoor mekaar, en dat ons gemeente sal wees, soos U die kerk en die gemeente ontwerp het. En dankie dat ons ook nou, Here, saam hardop belydenis kan doen van ons geloof, want ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat in ons plek gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat deur die hel gestap het om die oorwinning aan te kondig, en wat opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, wat regeer, wat koning is, wat in beheer is, dat U vir Jesus Christus geseën het met die hoogste autoriteit. En ons weet, Here Jesus, dat dit vandaar is wat U sal weer terugkom. En ons glo, en ons beleef, en ons weet dat die Heilige Gees 'n werklikheid is, wat uitgestort is, wat in ons woon, wat ons die krag gee, die asem gee, soos ons gehoor het, om te kan lewe, om mekaar te kan dien. En dankie, dat ons deel is van 'n kerk wêreldwyd, die heilige algemene Christelike kerk, dat ons kan deel hê vanoggend, saam met Christene reg oor die wêreld aan die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ons sien uit na die ewige lewe. Dankie daarvoor. Amen. Gemeente, ek wil julle uitnooi om saam met my die Bybel oop te maak by Efesiërs 1, gaan ek 1 vers lees, maar ons gaan 1 Korintiërs 12 lees vanoggend. Maar Efesiërs 1 gaan ons mee begin. My tema vanoggend, NG Gemeente Stella, 'n geesgedrewe liggaam van Christus. Net om weer terug te gaan, ons is deur 'n lydingstyd, ons het die opstanding, die hele reeks gedoen rondom die opstanding en hoe 'n gemeente vanuit die opstanding leef. Ons het gefokus op die hemelvaart en die implikasie van die hemelvaart op Christen wees en op gemeente wees. En ons het nou met Pinkster begin met 'n reeks rondom die Heilige Gees. En julle sal nou weet, ek sien daar lê nog so 'n waaier. Die eerste ene, 2 Sondae gelede, die Heilige Gees is ons asem. Dis die wind van God, die Ruach Yahweh, die asem van die Here. Hy het dit uitgestort, dit is in ons. Verlede week rondom die vervulling met die Heilige Gees. Die beeld wat ek verlede week gebruik het, dat ons aanhoudend vervul moet word met die Heilige Gees, Efesiërs 5 vers 18. Die beeld van 'n plaasdam, daar kan 'n plaasdam wees, daar kan 'n stormreën wees, die plaasdam is vol, doop met die Heilige Gees. Maar as daar niks verder gebeur nie, word hierdie plaasdam dolleeg, en kan 'n Christen in 'n gemeente getuig, daar was 'n tyd in ons lewe, wat ons die vervulling en die krag en die werking van die Heilige Gees beleef het, maar dit is nie meer daar nie, dolleeg. En dit wat die Here wil hê, laat jou voortdurend vervul met die Heilige Gees. Daai werkwoord daar, begin, laat jou begin met die Heilige Gees, en as jy begin het, moet nooit daarmee ophou nie. Voortdurende vervulling. Dis soos om 'n plaasdam te gaan bou in die stroom van 'n klein standhoudende fonteintjie. Die fonteinwater bly invloei, 'n voortdurende vervulling met die Heilige Gees. En as die dam vol is, dan loop hy oor. Dit wat ons verlede week dan gepraat het, die vervulling met die Heilige Gees. En vanoggend, as ons dan sê die Heilige Gees is 'n werklikheid, en ons het verlede week saam gebid vir die vervulling met die Heilige Gees
en deur die Heilige Gees in hierdie gemeente, dan moet dit oorgaan tot aksie. En vanoggend wil ek 'n kerkraadsbesluit deel, maar ek wil eers die woord oopmaak. En God het die gemeente op 'n baie spesifieke manier ontwerp. En ek gaan 'n bietjie vanoggend daaroor praat. Ek wil nie vreeslik in detail ingaan op al die tekste nie, maar ek wil begin met God se ontwerp vir die kerk. En dit sien ons in Efesiërs 1. Efesiërs 1 is 'n ongelooflike mooi teks, maar ek gaan net fokus op vers 22 en 23. Ja, aan hom, dit is Jesus, het God alles onderwerp. Hy het alles onder sy voete geplaas. Onthou julle, op 'n stadium het ons daaroor geplaas. Hy het letterlik alles onder sy voete geplaas. Hy het alles aan Jesus ontwerp. Hy het hom bo alles verhef, en hier kom die kern, en hy het hom aangestel as die hoof van die kerk. Die opgestane Here Jesus Christus, wat opgevaar het hemel toe, en ons het met die opstanding daaroor gepraat, het God hom aan die regterhand van die troon van God laat sit, en hy het vir hom die oppergesag gegee, en hy het vir hom gesê, Jesus, nou is jy die hoof van die kerk. So, God se ontwerp dan, hy het die gemeente daar gestel, en hy het vir die gemeente, vir die kerk 'n hoof gegee, en die hoof is Jesus Christus. Maar God het die kerk ook baie spesifiek ontwerp. En ek wil hê julle moet saam met my blaai. Ek kan lees ook Romeine 12 vers 5, laat ek hom vinnig lees, en dan gaan ons na 1 Korintiërs 12 toe. Romeine 12 vers 5, net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Nou, die kern wat ek wil sê, ek wil twee goed sê. Die eerste ene is, ons het 'n hoof, en sy naam is Jesus Christus, hy is die kop. En julle sal onthou, op 'n dag het ek hier 'n botteltjie gehad, en ek het die botteltjie 'n kop gegee, dis Christus, en die inhoud, gaan ons nou vandag bietjie oor gesels. En dan kom hy in hoofstuk 12, en hy bring die Heilige Gees in by die liggaam van die Here Jesus Christus. En ek wil net hoofstuk 12 lees, en dan gaan ek met julle bietjie praat oor hoe lyk die pad vorentoe. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê julle moet ingelig wees. Julle moet weet, dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Dan kom ek van vers 4 af, en hier gaan ek 'n paar goed uitlig. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. En as Paulus dit hier sê, dan kry ek hier die beeld, en ek hardloop eintlik die beeld vooruit, maar ek het hom nou klaar gelees in Romeine 12 vers 5. Christus is die hoof, en ons as gemeentelede vorm die liggaam van Christus. En nou kom Paulus hier, en hy sê, daar's iets fenomenaal nodig in hierdie liggaam, dat die liggaam kan leef. Alles wat ons nou hier gaan lees, kan amper, ek wil amper sê, net so van toepassing wees op 'n dooie liggaam, op 'n lijk. 'n Lijk het ore, 'n lijk het oë, 'n lijk het hande, 'n lijk het 'n kop, 'n lijk het voete, maar 'n lijk kan niks doen nie. En het ek hier die beeld gekry, dat elkeen van ons se liggaam het bloed, en in hierdie bloed is daar suurstof.
En wil ek vanoggend sê, na aanleiding van die teks, die Heilige Gees is die bloed, die suurstof, wat deur die liggaam van Christus, deur NG Gemeente Stella vloei, dat ons kan lewe. Dat ons 'n verskil kan maak in mekaar se lewe en in die gemeenskap waarin ons lewe. Daarom NG Gemeente Stella 'n geesgedrewe gemeente. Help nie ons praat vandag oor die liggaam van Christus as ons nie verstaan dat die bloed, die suurstof in ons bloed, dit is die Heilige Gees nie. En alles wat ek verder gaan is so afhanklik van die werking van die Heilige Gees. So, die Heilige Gees gee vir ons die gawes om te kan dien. Die Heilige Gees help ons in ons verskeidenheid van bedieninge en gee vir ons die krag om dit te doen. Vers 7. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Heilige Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om die woord van wysheid te praat, aan 'n ander die woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander 'n genadegawe van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van die een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, so is al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam. Vorm hulle een liggaam, en so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal, en hierdie liggaam van Christus is die kerk, hierdie liggaam van Christus is NG Gemeente Stella. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Ons het dieselfde bloed in ons are, die Heilige Gees. Of ons nou 'n Jood of 'n Griek, slaaf of vry is, ons is almal van die een Gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy ook tog om die rede nie op om deel te wees van die liggaam nie. Nou hier wil ek net dit sê. Ons het ek wil amper sê 'n taak om te gaan verrig. Hierso lees ons daar's 'n voet wat sê, man, ek wil nie deel wees van die liggaam nie, of ek is eintlik deel van die liggaam, maar ek wil nie voet wees in hierdie liggaam nie. In NG Gemeente Stella is daar heel wat lidmate wat in Jesus Christus glo, ek glo so. Maar hulle skei hulle af. Hulle wil nie deel wees, hulle kom nie kerk toe nie, hulle wil nie betrokke wees nie. Hulle wil nie elkeen hulle funksie vervul tot voordeel van die liggaam nie. Ja, maar hulle dien die Here. En dalk sit jy ook vanoggend hier, jy kom kerk toe, jy dien die Here, maar jy sê, laat ek net voet wees daar eenkant. Dit is nie God se ontwerp vir die gemeente nie. God se ontwerp vir die gemeente is dat almal saamwerk tot voordeel van die liggaam. So die voet kan nie sê, ek wil nie deel wees nie. Omdat ek, en dan ook hier sê hy, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. En dit is 'n ander, laat ek net verder lees, daar's nog ietsie wat ek hier wil uithaal. Hy sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, en hou ek om hierdie rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê,
omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou ek om hierdie rede eweneens ook nie op om deel te wees van die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? As die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in een liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, maar kom ek gaan nie terug na hierdie vorige deel toe. Uit hierdie vorige deel, die een ding wat ek gesê het, ek kan nie sê ek is 'n Christen, en ek is deel van die gemeente, maar ek hou myself eenkant nie. Ek het jou nie nodig nie. Ons het mekaar nodig. Die ander een wat ek hier wil sê, hier lyk dit vir my, en dit sien ek baie keer in die gemeentes, dat daar mense en lidmate is wat sê, ag nee, ek is nie so oulik. Ek is nie so, die Here het my nie geseën, soos hy vir Christa geseën het nie. Laat Christa dit maar doen, ek sal 'n bietjie terugstaan. Baie keer daai ding van jou eie idees oor jouself, noem het, ek wil dit nie 'n swak selfbeeld noem nie, maar jy dink jy's nie goed genoeg nie. Jy dink jy het nie 'n plek nie. Jy dink jy's nie deel van die groep nie. Nonsens daarmee. Dis 'n leuen van die duiwel. Die Here het elkeen van ons ontwerp om iewers te deel te wees van die liggaam van Christus. Elkeen van ons, maak nie saak wat is jou bankbalans of wat is jou adres nie. Elkeen van ons het 'n plek in hierdie gemeente. Maak nie saak wat is jou ouderdom of jou hoogste opvoedkundige kwalifikasie nie. Jy en ek is gered deur die bloed van Jesus Christus en God het ons gevat en hy het ons hier in Stella deel gemaak van 'n liggaam. En hy het elkeen van ons die Heilige Gees gegee en die Heilige Gees is genoeg krag en energie en woema in ons lewe om iewerste betrokke te kan wees. Of ek nou 'n skoolkind is en of wie ook ek al is, ek kan deel wees, iewerste, van die liggaam van Christus tot opbou van die hele liggaam. So dis die twee goed wat ek hieruit wil haal. Dan gaan ons bietjie vers 21. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aansienlike dele dit nog nodig het. Nou, weer eens, daar kan dalk 'n tyd kom en hierso sê hy, daar's liggaamsdele wat nie gesien word nie, maar hulle het 'n geweldige groot funksie. En nou dink ek, daar's dalk 'n tyd in jou lewe gewees, wat die Here jou gebruik het in die gemeente om gesien te word. En nou dink ek veral Tannie Anna so baie daar by Huis Louis, en by Huis Louis wat nou inskakel. Ons sien hulle nie hier nie, maar dis daar. En daar's een groot funksie, wat al lê dalk net in 'n bed, of sit jy vandag in 'n rolstoel, of kan jy nie veel doen nie, maar dan dit wat nie gesien kan word nie, ons kan bid. En dit is wat ons so nodig het. Gebedsondersteuning, daai wat nie gesien word nie. So elkeen van ons het 'n plekkie, al is dit om iets te doen wat nie gesien word nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom. Dit is nogal interessant sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat dit die lede gelyke sorg vir mekaar dra.
As een lid ly al die lede saam. As een lid geëer word, word al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en elkeen afsonderlik is 'n lid daarvan. En ek wil hier by vers 27 stop. NG Gemeente Stella, lidmate, en vir julle wat nou kyk op Facebook en later op YouTube, julle is die liggaam van Christus hier in Stella. En God se ontwerp is eenvoudig. Jesus Christus is die hoof. Hy het ons geseën met die Heilige Gees, kom ons sê dis die bloed en die suurstof van ons lyf, wat ons lewe gee, en nou het hy ons saamgevoeg in NG Gemeente Stella, as mede-lidmate, lede, wat daar is vir mekaar. En laat ek nou vorentoe spring. Die kerkraad van die gemeente het die verantwoordelikheid om seker te maak dat hierdie gemeente so gestruktureer word dat elke lidmaat sy funksie vervul. En op die oomblik soos wat ons gefunksioneer het, kon almal nie dalk hulle funksie gaan vervul soos wat God ons wou geroep het om te doen nie. En het ons as kerkraad op 'n punt gekom om sê, okay, kom ons doen weg met kerkraadskommissies en ons skuif oor na gemeentebedieninge toe. Want ons as kerkraad se verantwoordelikheid is om toe te sien dat daar die liggaam maksimaal funksioneer. Dat lidmate die voet kan wees en die hand kan wees en die oog kan wees. En dit is wat ons graag nou die toekoms wil doen. Onder die hoofskap van Jesus Christus, deur die Heilige Gees, dit dan doen. En party van die goed is, wat gaan ons doen? Ons het ons bestaande kommissies gevat en gesê, dit word bedieninge. En as ek nou hierdie goed gaan deurgaan, dan wil ek hê, jy moet bietjie by die Heilige Gees hoor. Waar klop jou hart? Waar wil die Here hê, moet jy begin inskakel? Want op die oomblik, byvoorbeeld, is daar een kerkraadslid wat op 3 kommissies dien. Tina is hier iewerste. Ek kry Tina die jammerste. Waar kruip Tina weg? Sy is die voorsitter van die eiendomskommissie. En arme Tina weet nie eers hoe lyk 'n skroewedraaier nie. Maar goed, kom ons praat 'n bietjie. Gemeente, die finansiële kommissie word 'n finansiële bediening. Deel van die finansiële bediening, die toekoms in, gaan wees wat hulle gedoen het, die budgetbestuur, die inkomste, die uitgawes, dit wat hulle gedoen het. Maar 'n finansiële bediening, ons soek nou ook daar mense wat bereid is om te bedien met die gawes wat die Here vir hulle gegee het. En 'n finansiële bediening in 'n gemeente, Kerry, kyk na jou en na mense wat dalk iets verstaan van hoe hanteer ek my finansies met koninkryksbeginsels? En bied dan geleenthede aan waar een van ons kom, of ons reël dit net en ons bied 'n seminaartjie of 'n groepie aan op 'n Saterdagoggend of 'n Sondag na kerk en ons help mekaar, hoe hanteer ek my finansies met koninkryksbeginsels? 'n Finansiële bediening gaan kyk ook, hoe kan ons mekaar help om groter rentmeesters te wees met dit wat die Here in ons hand gesit het. So 'n finansiële bediening, ek wil amper sê, tree vorentoe en sê, kom ons help mekaar regwerk met geld ook.
Is daar manne, vroue hier, wat sy hart klop en sê, dis waar ek 'n bydrae kan lewer, jy maak mos sommetjies, nee. Ja, kom help ons, eiendomsbediening, kom ons help vir iemand soos Tina. Maar nou is dit nie 'n eiendomskommissie nie, dis 'n eiendomsbediening. Dis 'n bediening wat kyk, hoe kan ons fasiliteite gebruik? Natuurlik mooi hou, netjies hou, maar verder gebruik in die uitbreiding van die koninkryk van God hier in Stella. En hier is dit nou nie net, Koen, ek dink aan mense soos jy. Jy's 'n handyman, ons soek handyman soos jy. Maar nou kan jy nie betrokke wees, want jy is nie op die kerkraad nie. Waar is die manne wat handig is, wat kom sê, ek sal daar kom help. Maar dit gaan oor meer as net manne, dames wat kom en sê, ek hou van dinge mooi en netjies, ek kom gee ook my inset. Ja, ons gaan almal help, maar jy gaan kom insette gee. Weet julle, daar's iets, elke week as ek die video wat, Alida, amper gee ek jou 'n ander naam, Alida, wat Alida edit, dan is daar elke week 'n ding wat my vang, hierdie ding. Hoeveel jare is hy al hier? Is hy uitgedien, maar hy is nog hier. Dalk het die kerkraad besluit, ons kan hom nie afhaal nie, want hier is te veel gate. Toe dink ek, dames, wat daarvan? Paar van julle kom en julle maak hier 'n mooi ding, wat die visie vir die gemeente uitbeeld. Trek hom oor met iets wat mooi lyk. Want ek dink almal wat ons video kyk, dink, ja, NG Stella, daar sit 'n ding teen julle muur wat lankal nie meer gebruik word nie, haal hom af. So, as jy voel, jy kan 'n bydrae lewer, en dit is jou plekkie, en dis een van daai goed, dis daai liggaamsdeeltjies wat dalk nie gesien word nie, Tina, maar hulle is so belangrik. 'n Jeugbediening, dat ons nie net gaan fokus op ons katedrese en op ons jeug nie, maar dat ons gaan sê, wat kan ons as Stella doen? En as jy 'n passie het vir jeug en jong mense, kom raak betrokke daar. En soos ek vir die kerkraad, en ek het dit al in die gemeente gesê, ons sit met 'n geleentheid, elke week sit ons met 'n koshuis vol kinders. Ons sit met 30 kinders by die ECD elke dag, wat ons kan bereik met die evangelie, wat ons kan gaan bedien. As jy 'n hart het vir die jeug, en jy wil deel wees van die jeugbediening, wat koninkrykswerk doen, hier is hy, gemeentebediening. Hier is groot geleentheid, om die gemeentebediening verder uit te bou. En daar's 'n klomp goed, wat ons kan gee, maar een van die goed, is byvoorbeeld, waar is die mense wat goed is om iets te organiseer? Wat 'n kursus kan organiseer, wat 'n geleentheid kan organiseer. Staan op, gaan sê vir Erika, hier is ek. Ek sal organiseer, julle hou die goed. Ons het 'n geleentheid, die Here het my geseën met baie kennis en baie gawes. Ons kan hier huweliksverrykingsgeleenthede, nie net vir NG Stella nie, maar vir hierdie gemeenskap, vir Vryburg, vir Mafeking, vir oral kan ons hier hou. Maar waar is die, kom help organiseer? Dan het ons 'n bediening wat Wes-Transvaal kan bereik vanuit hierdie gemeente. Maar as jy voel jy daai gawe om dit te doen, kom stap vorentoe en sê, hier is ons. En dit kan baie uitbrei, maar ek gaan vir julle nog meer hieroor met julle deel soos wat die tyd aangaan. Maar hier het ons veral mense nodig wat kan kom en sê, ek kan goed organiseer, ek sal hierso kom help. En dan die uitreikbediening, 'n bediening wat ons gaan help om ons fokus ook buite toe te kry. Want dit is wat hulle moet doen. Hulle moet vir ons help om vir ons te sê, julle kan nie net na binne kyk nie, julle moet ook na buite kyk.
So waar is die manne en die vroue wat graag 'n oog het vir buite? Daar sit Mimpie. Hy het nou eendag gesê, Dominee, ek is so lus dat ons die poskantoor se gras gaan sny en die tralies gaan rooi verf. Ek sê, dit klink vir my 'n goeie idee. Mense wat kom en sê, kom ons gaan maak Stella mooi, ons gaan verf daai kruis weer mooi, ons gaan maak dit mooi. Ons vat, kyk hier, hierdie blok, daar sit Jaco, ons het hard gewerk hierdie week, ek is nou nog styf. Maar die sirkel lyk mooi, so kom ons vat dit een vir een. Ons maak ons dorp mooi, Stella vir Jesus. Dis een van die goed, van hoe kan ons uitreik, 'n verskil gaan maak. Barmhartigheid. Die barmhartigheidsbediening. As jy voel, die Here gee vir jou 'n hart, vir iemand in nood, kom klop aan en sê, ek wil daar betrokke raak. Ons het 11 gesinne wat kospakkies kry. Hulle kry net kospakkies. Droom is, kom ons koppel een persoon, een lidmaat, aan iemand wat 'n kospakkie kry. En ons vat die kospakkie, ons gaan kyk wat is die situasie, ons stap 'n pad met die mense, dis 'n bediening. Ons gaan nie net kospakkies uitdeel nie. Ons gaan maak seker, daardie mense staan in 'n verhouding met Jesus Christus en kan daarvan getuig. Hoe klop jou hart? Is dit iets wat die Here jou roep om te doen? 'n gebedsbediening. 'n Gemeente, ons moet 'n gebedsbediening hê. 'n Gestruktureerde bediening, wat se een deel is om ons te mobiliseer om te bid. Wat 'n ander deel het om gefokus. Laat ons bid vir die eredienste, laat ons bid vir die prediking, die kategese, vir die siekes, vir die lidmate sommer by die naam wat nie die eredienste bywoon nie. Ons reël gebedstoeristingsgeleenthede. En as dit moet, dan begin ons hierdie strate op en af stap op 'n Saterdag of 'n Sondag en ons bid ons dorp skoon. Wie het daai gawe van intersessie? Wie se hart klop warm vir gebed? Kom staan 'n bietjie nader. Ons gaan 'n gebedsbediening begin. Dan doen ons dit. En dan sien ek ook 'n senior bediening. Gebedsbediening nie, senior bediening nie. Ons het baie seniors in ons gemeente. En hier's baie lidmate wat graag by seniors betrokke wil wees. Kom, stap vorentoe. Ek weet, Kerry is op 'n ander manier betrokke. Maar daar's so baie jong mense wat graag betrokke wil wees, ook by die tannies en die ooms, in die gemeente en by Huisloei. En daar word julle Tannie Anna, die ontvangkant van die bederf. En hulle reël goed en hulle kom bederf julle, oom Lombard, net omdat hulle ons deel is van dieselfde liggaam van Jesus Christus. Ons kan later nog bedieninge byvoeg. Maar ek dink dit is 'n goeie begin, dat ons hier begin en dan verder, van hier af verder gaan. En ek wil almal uitdaag. Ek wil elkeen uitdaag. Elkeen van ons is deel van die liggaam van Christus. Dit is nie nodig dat een kerkraadslid 3 goed doen in die gemeente, as ons 360 lidmate is, wat elkeen een dingetjie kan doen nie. So moenie terughou nie. Gaan dink daaroor volgende week met die nagmaal, gaan ek iets uitdeel wat ons kan invul, wat ons kan sê, ek sal graag daar en daar wil betrokke wees. Nou vra julle vir my, Dion, wat gaan jy doen? Ek gaan nie terugsit en vakansie gaan hou nie. Die leraar het 'n ontsettende belangrike rol in hierdie hele proses. Bybels, Efesiërs 4, die verantwoordelikheid om toe te rus, om die lidmate toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.
So my rol gaan wees toerusting, my rol gaan wees om die leiers van elke bediening saam te vat en te bely met die gemeente se visie van Christus in almal vir almal. Dis waarna toe ons almal gaan werk. My rol gaan wees om seker te maak dat die jeugbediening skakel ook met die senior bediening en met die gebedsbediening en laat die bedieninge ook so funksioneer en nie net as silo's nie. So my rol gaan baie groot wees in hierdie proses. So gemeente, dit is wat die kerkraad goedgekeur het. Dis die nuwe tree. Hoe voel julle daaroor? Stefan? Ag, is so lekker om jou naam te noem. Waar gaan jy inskakel, Stefan? Sal jy nog dink? Ja, jou vriend is daar. Nou daar sê, gemeente, volgende week met die nagmaal, gaan ek op 'n besondere manier ook wys hoe die brood, die liggaam van Christus, die brood wat ons eet, die wyn wat ons drink, ons ook as 'n liggaam saamvoeg. Maar gaan bid hierdie week, gaan vra vir die Here, wat is daai plekkie wat jy in die gemeente gaan volstaan? En dan kom jy volgende week en jy vul jou vormpie in en sê, dis wat ek wil doen. Dankie vir jou deel, dat jy elke week daai knoppie druk, en jy ook, Alida, dankie vir julle. Daar sou Henning daarbo ook, want hy nie die knoppie druk, hy is Louis nie inskakel nie, dankie Henning. Gemeente, kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, dankie dat U ons as 'n gemeente saamgevoeg het. Vroeër die week toe ons die sirkel skoonmaak, het hier nuwe intrekkers hier gestop. En ons sien uit dat ook hulle deel word van die liggaam van Christus hier in Stella. En dankie dat U ons juist saamgevoeg het as 'n liggaam. En dankie dat ons ook gister kon sien, dat ons kan funksioneer, ons kan saamwerk, ons kan iets doen tot eer van U. En Here, nou bid ons dat U deur die Heilige Gees wat in ons is, vir ons elkeen wat hier is, vir hulle elkeen wat by die huis is vandag, dat U vir ons sal lei, en dat U vir ons deur die Heilige Gees sal wys, waar is die plekkie wat U kies en wat U wil hê ons moet volstaan in die liggaam, sodat ons mekaar kan dien en bedien en ook die gemeenskap daar buite. En dankie dat ons dit vir U kan vra in Jesus naam. En Vader, dankie dat Willem hulle ook vanoggend hier is. En dankie vir die fondasie wat hy kon gelê het ook in die gemeente deur sy bediening hier in Stella. Dis bid dat U vir hom, ook as hulle vandag terugry sal seën, dat U vir hulle ook in hulle nuwe lewensfase sal seën, dat dit met hulle sal goed gaan. Alles tot U eer. Here, ons sê vir U dankie, dat U vir ons geseën het in hierdie tyd, met 'n wonderlike kuierfees en die finansies wat daarmee saamgegaan het. En daarvoor sê ons vir U dankie in die naam van ons Koning en Here Jesus Christus. En ons weet, dit is 'n U manier om ook U gemeente in stand te hou. In Jesus naam bid ons dit. Amen.